Goed, ons gaan die finansiële state nou, geleentheid gee om die finansiële state nou te bespreek. Soos jy weet, die afgelope klompie jare, ek dink is 3 jaar al, want 3 jaar terug wat ons die verantwoordelikheid vir die goedkeuring van die finansiële state by die raad gevestig het, soos dit hoort, en is die goedgekeurde state dan nou ingebind in die jaarverslag. Graan SA was nog altyd oplettend en doelgerig om heeltemal deursigtig te wees. So Kongres sal altyd jy weet volledige insaai in die finansies van die organisasie. So hoe dit basies dan nou sê is dat die raad het die state goedgekeur. Dit is in die jaarverslag ingebind vir u kennisname en vir insaag. En u het die geleentheid as u iets in die state opmerk en iets daar u bekommer, is u welkom om nou vrae te vra daaroor, om ons aandag daarop te vestig. En as daar iets is wat die behoefte is om dit terug te verwys, dan word daardie punt terugverwys na die raad en die raad moet dan daarmee handel. So dan vra ek vir u nou, is daar enige iemand in Kongres vanoggend wat 'n vraag het of duidelikheid verlang in verband met die finansiële state? Die voorsitter van ons auditkomitee is hierso en Janus is hierso. Ons kan enige vrae rondom die finansies beantwoord. Goed, daar is nie, dan gaan ek nou vir Steven vra om vir ons die auditkomitee se verslag asseblief voor te hou. Dankie Steven. Dankie voorsitter, good morning, goeiemôre almal. Richard het gister in die kar, toe ons hiernatoe gery het, na ons verwys as die bean counters. Maar ek dink is 'n bietjie diskriminerend teen die ander graansoorte, so ek dink ons word nou die grain counters. Okay. Well done. I'll try to be quick to allow Janus enough time to discuss the financials. I just want to remind all of you that the audit committee operates within in terms of the Grain SA constitution, as well as a charter that we've adopted this year, setting out all our requirements and responsibilities. That charter was approved by the Grain SA board. Die auditkomitee vervul 'n baie belangrike rol in die sin dat ons is 'n buffer tussen die besigheid en in die Kongres, in die sin van dat ons kyk onafhanklik na die finansiële state, na die audit aanstellings, na die werk van die ouditeure, ook na die risiko's van die organisasie wat ons hierdie jaar bietjie meer gaan indelf en sodat daar vir ons vir die raad kan vertroue gee dat ons deursigtig na die aspekte van die finansies kyk. Die auditkomitee het 2 keer vergader sedert die vorige Kongres. In Augustus verlede jaar het ons Nico, hierdie ding. Weet nie. Wil hy nie. Hy wil nie werk. Ons het in Augustus 2024 vergader om hoofsaaklik die auditbeplanning, die auditfooie, die auditeurs onafhanklikheid te bespreek, asook na die finansiële posisie van Graan SA en al sy maatskappye te kyk. Gewoonlik by so 'n vergadering kyk ons na die kontantvloei vooruitskattings, ons kyk na die debiteureboek, ons vra rondom dit as 'n komitee en die finansiële span gee vir ons dan antwoorde. Ons het ook gekyk in Augustus na die vordering met die implementering van artikel 30B wat julle nou al gehoor het, kom al baie jare saam. In Januarie 25 het ons toe die uitslag van die audits bespreek en deur al die finansiële state gewerk, aanbevelings gemaak na die rade toe, dat hulle dit kan goedkeur. En ons het ook die auditbevindinge gekry van die verskeie auditeure. Ek wil net graag noem dat al twee hierdie vergaderings is stiptelik bygewoon deur al die lede van die Graan SA wat genomineer is deur die raad. Soos julle weet, die raad nomineer lede na die auditkomitee toe en hulle het almal die vergaderings bygewoon. En baie dankie ook aan die lede wat op die komitee was vir julle insette en julle toewyding.
Die komitee was tevrede met die implementering van artikel 30B vir finansiële state doeleindes. And at this point I must acknowledge again the huge effort that went into implementing Section 30B. The work that Nico has put in and his team over many years, and Janus last year, especially with his team, was a massive effort. Die rumor is daar dat hulle soos julle boere 3-4 uur in die oggend in die kantoor al rondhang om al hierdie werk klaar te gekry het. So baie dankie aan julle. Die komitee was ook tevrede dat die auditeure onafhanklik was tydens hulle aanstelling. Dit beteken daar was niks wat hulle in hulle pad gestaan het om hulle werk openlik te doen en sonder inmenging van enige iets nie. Die auditeure het dan ook geen wesenlike bevindings gerapporteer na hulle audit nie. Dis nou PwC na die audit, as ook Ashton auditeure wat die feitelike bevindings doen op die projekte wat deur eksterne befondsers befonds word. So ons komitee kan dan aanbeveel dat julle die state aanvaar, wat die voorsters van julle sal voorlê later. En ons wil ook aanbeveel dat die auditeure dan heraangestel word by die PwC en Ashton auditeure vir hulle onderskeie take. En dan wil ek net afsluit deur te sê, Derek, ek het nou net 'n jaar saam met jou gewerk. Ek wil ook net vir jou sê baie dankie vir die vertroue wat jy in my gehad het en vir die ondersteuning wat ek van jou gekry het en jou insig in jou leierskap. Baie dankie en sterkte met jou lewensreis. Dankie. Baie dankie, Steven.